Goeiedag jaar 4. Hier is julle leerpapier vir natuurwetenskappe, jaar 4 kwartaal 4. EEC eksamen vind plaas op die 17de van die 11de van 2025. Vraestel 1 se studiemateriaal, die senuweestelsel en sintuigorgane. Dis aangepas vir ons oorlewing, dit reageer op stimule in die omgewing, stuur boodskappe na die brein via die senuwees en sluit in die neus wat reuke en dampe waarneem, vel wat aanraking, hitte en koue waarneem, die oor wat klank waarneem en help met ons balans te behou, die tong wat 4 basiese smake kan waarneem, naamlik soet, suur, sout en bitter, en die oog wat lig en vorm en beweging kan waarneem. Die spierskeletstelsel, basiese definisies, die skedel is die been wat die brein en sintuigorgane beskerm. Ledemate is arms of bene van persoon of dier. Die bekken is die groot beenraam waar die bene vasgeheg is by die heupe. Wat is die hooforgane van die spierskeletstelsel? Die spiere, hulle help ons om ons bene te beweeg en te ondersteun, en dit is vrywillige bewegings. Senings verbind spiere aan bene, ligamente verbind bene aan mekaar. Die bene van die skeletstelsel bied ondersteuning en beskerming vir ons liggaam. Gesondheidskwessies. 'n Fraktuur vind plaas wanneer 'n been breek. Ontwrigting vind plaas wanneer 'n been uit sy normale posisie gewrig gly. Hoe die spierstelsel werk. Die skeletspiere is aan bene geheg en help ons om ons liggaam te beweeg en te ondersteun. Gladde spiere word gevind in bloedvate en organe en dit help om kos en bloed te beweeg. Dit is onwillekeurige bewegings. Die voortplantingsstelsel. Kenmerke van die menslike voortplantingsstelsel. Die manlike voortplantingsstelsel sluit die testes wat sperm produseer, penis en uretra in. Die uretra is die buis wat die pad is waardeur semen beweeg tydens ejakulasie en urine beweeg tydens urinering. Dit gebeur nie terselfdertyd nie. Die vas deferens of spermbuis is die buis wat die semen van die testikels na die penis dra. Die vroulike voortplantingsstelsel sluit die eierstokke wat eiers produseer, baarmoeder en vagina in. Die serviks word net bokant die vagina aangetref en dit is die onderste deel van die baarmoeder wat die binnekant van die baarmoeder beskerm. Die eierstok is die buis wat die volwasse eiersel na die baarmoeder dra en waar bevrugting kan plaasvind. Sure en basisse. Die pH van 'n oplossing is 'n maatstaf van die konsentrasie van waterstofione daarin. Die sterkte van 'n suur of 'n basis kan as 'n pH-getal aangedui word met behulp van die pH-skaal. Op hierdie diagram kan jy sien dat die alkalies of basisse is aan die regterkant en in die middel is neutraal by 7 en dan aan die linkerkant is sure. Die getalle op die pH-skaal wissel van 0 tot 14. 'n pH-getal groter as 7 dui aan dat die stof 'n basis is en 'n pH-getal minder as 7 dui aan dat die stof 'n suur is. 'n pH-waarde van 7 dui op 'n neutrale stof. Hoe nader die pH-getal in 14 is, hoe sterker is die basis. Hoe nader die pH-getal in 0 is, hoe sterker is die suur. Proses om water te suiwer. Watersuiwering is die proses om ongewenste chemikalieë, biologiese kontaminante en gesuspendeerde vaste stowwe uit besmette water te verwyder. Die water wat in die natuur beskikbaar is, bevat talle kontaminante soos fisiese, chemiese, besoedelingsstowwe en giftige metale en microbiologiese, alge, bakterieë, swamme, parasiete en virusse, sowel as biologiese kontaminante, gesuspendeerde vaste stowwe en gasse wat dit ongeskik maak vir menslike gebruik. Mees algemene oorsake van waterbesoedeling. Landbou. Elke keer as dit reën, was kunsmis, plaagdoders en diereafval van plase en veebedrywighede, voedingsstowwe en patogene soos bakterieë en virusse in ons water weer. Riool en afvalwater. Gebruikte water is afvalwater. Dit kom van ons wasbakke, storte en toilette.
en van kommersiële, industriële en landbouaktiwiteite. Dink aan metale oplosmiddels, riool en giftige slyk wat in die vloeistowwe oplos. Oliebesoedeling. Groot stortings kan die nuus oorheers, maar verbruikers is verantwoordelik vir die oorgrote meerderheid van oliebesoedeling in ons see, insluitend olie en petrol wat elke dag uit miljoene motors en vragmotors drup. Boonop kom byna die helfte van die geskatte 1 miljoen ton olie wat elke jaar in mariene omgewings kom, nie van tankstortings nie, maar van landgebaseerde bronne soos fabrieke, plase en stede. Die impak van weer op materiale. Metale en nie-metale kan beïnvloed word deur weerstoestande soos temperatuur, wind en neerslag of reën. Verwering beskryf die afbreek van gesteentes en minerale op die oppervlak van die aarde. Die impak van weer op metale. Metale kan korrodeer of roes wanneer dit aan suurstof en vog blootgestel word. Korrosie kan lei tot strukturele swakheid en afskilfering. Voorbeelde is yster en staal. Verwering en erosie van nie-metale in die natuur. Weer en water kan nie-metale soos hout en grond in die natuur erodeer. Hout kan verval, kraak en vrot wanneer dit aan vog en suurstof blootgestel word. Grond kan deur wind, water en ys geërodeer word wat lei tot sedimentasie en veranderinge in die landskap. Natuurwetenskap vraestel 2 jaar 4 November 2025. Afdeling A van oor energie en verandering tel 20 punte. Die geleiers en isolators tel 10 punte. Definisies van die voorbeelde. Sal 'n klassifikasietaak wees, identifiseer materiale as geleiers of isolators. Stroombane, identifiseer die name van stroombaansimbole gebaseer op gebruik, byvoorbeeld 'n battery, draad, gloeilamp en skakelaar. Teken in benoem 'n parallelle stroombaan met die korrekte simbole. Afdeling B gaan oor materiale en die planeet Aarde en tel 30 punte. Basisse in die alledaagse lewe tel 15 punte. Dit gaan 'n gevalle studie wees gebaseer op 'n scenario met serum en sakkoeksoda en asyn. Die onderwerpe sal wees waarneembare eienskappe, identifiseer suur op 'n basis, reaksiebeskrywing en gasvrystelling en veiligheid rondom huishoudelike sure en basisse. Herwinning en omgewingsbewustheid. Gevalle studie gebaseer op gemeenskapsherwinningsinisiatief, lys herwinbare materiale, omgewingsvoordele van herwinning, beskryf herwinning, identifiseer gemeenskapsuitdagings, moedig herwinning aan, stel skoolbewusmakingsaktiwiteite voor en verbetering van die regering op die gemeenskap.